Halleluja. Ek is baie opgewonde om met jou te praat in program 172 oor die restaurasiekode se orde en hoe om dit reg te herstel. Die Here wil hierdie waarhede reg herstel in sy kerk in hierdie laaste dae. Ons het laas week gepraat oor die 3 verskillende nommers 2, 7, 1 en die orde wat die Here my gegee het deur 'n droom. En hoekom dit so belangrik is dat die 2 eerste moet wees en dan eers die 1. En vandag gaan ons begin praat oor die maklikste ene van die klomp. En baie mense besef nie eintlik nie, maar die maklikste ene is eintlik die 7. Die 2 is die een wat ons almal geken het. Die 7 is die mees hoe sal ek dit sê, dis een wat die minste verstaan was, maar eintlik die maklikste was. En dan die 1 is wat almal wil hê. Almal wil by die 1 wees. Maar ons kan nie direk na die 1 toe gaan nie. So kom ons bid dat die Here ons sal lei in alle waarheid in Jesus se naam. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Vader dat die manier hoe ek hierdie ding oordra, Here, dat dit mense se harte sal aanraak. Here, ek bid dat die waarheid, Here, vir hulle werklik sal oopgaan. Ek bid, Here, dat hulle die weg sal vat, as die enigste weg, Here, na U toe, Here. Daar is nie ander weg nie. Jesus Christus is die weg, Here. Here, ek bid, Vader, dat die Heilige Gees mense sal aanraak, en hulle sal lei, sodat hulle by die Vader kan uitkom, Vader. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. So, in hierdie 2:7:1 Openbaring, het die Here gesê dat die 2 eerste is. So kom ons kyk vandag, wat beteken die 2 wat eerste is? En dit is baie belangrik om te besef, hy moet eerste wees. Die meeste van ons verstaan eintlik wat die 2 is. Ons almal wat in kerke is, almal wat gelowiges is, verstaan eintlik die 2 die beste. Want die 2 is wat ons geleer het as die evangelie. Maar wat die Here eintlik vir my kom wys het is dat die 2 alleen is nie die volle evangelie nie. Die 2 sonder die 7 kan nie lei tot die 1 nie. En baie het net die 2 gevat. Ons het laas week gesê dat die 2 is die buitenste gedeelte van die tempel. So as dit die buitenste gedeelte van die tempel is, die Here wil ons nie in die buitenste gedeelte van die tempel hê nie. Hy wil ons in die binneste gedeelte van die tempel hê. So in die 2, as die buitenste gedeelte van die tempel is, kom ons praat oor die tempel eerste, dit is waar die offers gebring was. Dis waar bloedoffers gebring was, waar die skape geoffer was, en waar ons sondes voor betaal was. So Jesus Christus het gekruisig geword, en toe hy gekruisig is, het hy deur sy bloed, het hy vir ons die weg oopgemaak. Deur sy bloed het hy dit betaal vir ons om vry te kan word van ons sonde, en ons sonde te kan vergewe. Weet, God moes 'n mens stuur, God moes 'n persoon stuur. En wat interessant is, in Psalm 2 van vers 6 af, is daar hierdie baie interessante vers, wat baie mense nie wil glo nie. En dit sê in Psalm 2 vers 6, en tog het ek my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. En ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, en vandag het ek self U gegenereer. 'n baie interessante vers wat deur, ek dink is Dawid wat skryf, ek weet nie wie die skrywer is van hierdie Psalm nie, profeteer hy dat God praat, en God sê, ek het 'n koning gesalf, en hierdie koning is die gesalfde, en hy is die gesalfde oor my berg, Sion. Ons gaan sien in die toekoms, as ons praat oor die berg Sion, praat ons oor God se koninkryk. So ek het my gesalfde geplaas op my berg Sion, die koninkryk. En dit sê hierso, dan is dit amper asof daar 'n gesprek plaasvind, en hy sê, ek wil vertel van die besluit. Dis iemand anders wat nou praat, en hy sê, die Here het aan my gesê, die Here is God, het aan my gesê,
is my seun. So, op hierdie dag, wat vir my amazing is van hierdie vers, as jy die Amplified lees, dan sê, this day, I've declared that I have begotten you. Op hierdie dag het ek besluit, dat vandag sal ek jou genereer. Vandag sal ek jou voortbring. Nou hierdie is baie amazing om te sien, dat die Vader op 'n dag besluit het, dat hy gaan die Seun voortbring. En die Seun het geantwoord en gesê, God het my gekies, en ek is nou u Seun. Halleluja. Nou dit het baie mense mee gesukkel. Daar's verskillende gelowe wat baie sukkel met hierdie openbaring en wat dit werklik beteken. Party sal sê, wel, God het iemand anders gemaak wat nie God self is nie, God alleen is God en daar is 'n seun gewees. En dit word baie keer deur die mense wat sê hulle is die Jehovah getuies gesê. Daar's daar ander wat sê, nee, hierdie seun kom uit God uit, hy is eintlik nog 'n deel van God, want dit sê, hierdie seun is nou God. En dit is die tweede persoon in die Godheid, so hy is die Seun en die Vader, nou het ons die tweede persoon in die Godheid. Maar wat werklik hier gebeur is, God skep 'n rol, en wat gebeur is, God sê, nou gaan daar 'n nuwe rol wees. Kan jy daaraan dink? God kon nooit 'n Vader wees, totdat daar nie 'n Seun was nie. En as daar nie 'n Seun is nie, kan daar nie 'n Vader wees nie. So daar was geen doel gewees om 'n Vader te wees as daar nie 'n Seun is nie. En so die oomblik toe God die Seun genereer, die Bybel sê, in die Engels sê hy het hom begot. Dit beteken hy het geboorte gegee aan hom. Hy kom uit God uit. Jesus sê, ek kom uit die boesem van die Vader uit. So Jesus is deel van die Vader, hy is uit die Vader uit, maar nou speel hy 'n rol as die Seun. En nou het ons die Vader en ons het die Seun. En dis waar die twee vandaan kom. Die Vader het vir ons die Seun voortgebring en gesê, vandag sal ek jou my Seun maak. En die Seun sê, vandag, soos daar 'n dag is waarop hy die Seun geword het, dan was die Seun nog altyd daar, binne in die Vader, maar op 'n dag het hy uitgekom. Nou hierdie is 'n openbaring wat die Jode vandag nog mee sukkel. Hulle kan nie verstaan dat daar 'n Seun kan wees nie. God is een, en God kan nie twee wees nie. Maar hulle verstaan nie dat dit God self is, wat as die Seun kom funksioneer nie. As ons so vinnig kyk, ek het hom nou nie hier gesoek nie, maar hy is in Jesaja 9 vers 6. Dis 'n baie bekende profesie wat ons almal ken, en in hierdie profesie sê hy, want 'n kind is vir ons gebore, en 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. So hier sê die Bybel iets baie interessants. Die profeet Jesaja profeteer en hy sê, vir julle gaan 'n kind gegee word. Dit is baie belangrik om te verstaan, hoekom moes God vir ons 'n kind gee? Want toe God die mensdom maak, toe maak hy die mensdom in sy beeld, in Genesis 1 van vers 26 af. Dit is baie belangrik om dit te besef. Genesis 1:26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelyke, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, en na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En vers 28 sê, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So God gee heerskappy aan die mens wat hy maak na sy beeld. En in die oomblik toe God dit doen, toe het God iets gedoen wat baie mense nie besef nie. God kan nooit op sy woord teruggaan nie. God kan nooit lieg nie. So wanneer God gesê het, ek delegeer heerskappy na die mens toe, toe het God op 'n manier homself, alhoewel hy soewerein is, het hy homself geplaas binne 'n mens en gesê, nou by die mens heers. En nou by die mens
wat na sy beeld gemaak word, begin heers op hierdie aarde. En toe die mens sondig, wat het gebeur? God kon nie skielik die heerskappy terugvat van die mense wat geval het nie. Die mens het nou geval. En die mens het nie meer sy heerskappy gebruik soos wat God het bepaal het nie. En waarom moes God terugkom na die aarde toe? Ons ken die vers baie goed. In Johannes 1 vers 12 sê dit baie duidelik dat God moes terugkom na die aarde toe. Hoekom moes hy terugkom na die aarde toe? Die Bybel sê vir ons baie duidelik hoekom hy moes terugkom. Hy moes terugkom sodat 'n mens op die aarde kon wees. Johannes 1 vers 12 sê, vers 14 eintlik, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader gekom het, vol genade en waarheid. So, God bring toe sy seun voort, en sy seun wat die enigste geborene is, wat uit die Vader uit gekom het, kom na die aarde toe, want die Bybel sê die woord word toe vlees. En reg in die begin van Johannes 1 vers 1 sê dit, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So hier kom God, en hy wat woord is, kom en hy word vlees, en hy kom na die aarde toe, en hy word genoem die seun van die mens. In Daniël 7 is daar 'n amazing profesie in vers 13, wat Daniël 'n profesie sien, waar hy die toekoms sien, en hy sien die volgende, hy sê, en ek het gesien in die naggesig en gekyk, en met die wolke van die hemel het een gekom soos 'n seun van 'n mens, en het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. So hier sien dit baie duidelik dat Daniël sien, dat iemand kom na die Vader toe, en wat hom tref, is dat dit soos 'n mens is, dis 'n seun, maar hy is soos 'n mens, dis die seun van die mens, baie keer hier op die aarde geloop, het hy gesê, ek is die seun van die mens. So hy het gekom om 'n mens te word, sodat God die doel kan bereik, wat hy gehad het, nog altyd. God kon nie redding vir die mens bring, as hy nie 'n mens geword het nie. Hy moes deur 'n mens die prys kom betaal, want as gevolg van 'n mens wat gesondig het, moes God 'n mens kom word. Halleluja. En as jy dit verstaan, sal jy verstaan waarom daar 'n seun was. Want God moes uit homself uitkom, en kom om die waarheid vir ons te kom bring, en 'n prys te kom betaal. Dit is baie belangrik, waar Jesus praat, en hy praat op die aarde, in Johannes 5 vers 19, en hy praat oor die autoriteit van die seun. En hy sê, en Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit nie sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Vers 20, want die Vader het die seun lief, en toon aan hom alles wat hy self doen, en groter werker as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die oordeel aan die seun gegee. Wow! So die Bybel sê dat God, die Vader, het die oordeel aan die seun oorgelaat, sodat almal die seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Jy kan nie die seun minder eer en die Vader meer eer nie. Jy moet die Vader eer en die seun eer, net soos wat jy die Vader eer. Hy sê, wie die seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. En voorwaar sê ek vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Wow, halleluja. En ek wil vandag vir jou hierdie besef by jou laat. Ons kan nie by die Vader uitkom sonder die seun nie. En dit is die twee wat die Here vir ons openbaar het. 'n twee wat hy vir ons oopgemaak het. En ek wil in die volgende program nog 'n bietjie dieper ingaan oor
hierdie weg wat Jesus vir ons gemaak, hy sê ek is die weg. Ek is die waarheid. So ons gaan nou kyk na die weg. Want daai weg is baie belangrik geweest. As ons nie sy weg vat nie, kan ons nie die redding kry wat God vir ons bedoel het nie, wat die Vader vir ons bedoel het nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here. Dankie vir die Seun. Dankie Here vir die Seun wat aan die aarde toe gekom het. Dankie Here dat U Uself in U Seun openbaar het, Here. Dankie dat ons die Seun kon ken in lewende lywe wat op die aarde kom loop het. Here, ek bid dat elkeen wat hierdie woord hoor, Here, dat hulle sal erken dat die Seun het in die vlees gekom en die Seun is die volle openbaring van die Vader op hierdie aarde. Here, ons prys en loof U daarvoor, Here. Dankie vir 'n weg wat deur Jesus Christus gemaak was. Dankie Here vir U wysheid, dat U vir ons 'n Seun gegee het, dat 'n kind gebore was, en daai kind was die Seun wat gegee was, Here. En dat die heerskappy op sy skouers sou wees, dat alle heerskappy wat aan die mensdom gegee is, weer terug kon gekom het, na hom as 'n mens toe, Vader. Here, dankie Vader, dat al die profesieë vervul is in Jesus, en dat deur die Seun, Here, mag ons actually die reg kry, en ek sluit daarmee af vandag. Ek voel net die Here sê, as jy die Seun het jy die lewe. En as jy vandag sê, Here, ek wil die Seun hê, ek wil dit wat hy vir my betaal het, daai bloedoffer wat hy betaal het, vat ek as myne, dan sê die Here, dan het jy die ewige lewe, dan het jy aanvaar wat hy vir jou betaal het. Ons gaan kyk na die 7, wat die implikasie is, van wat jy nou aanvaar het. Dan begin ons verstaan wat die 7 bedoel, en dan kan ons toegang kry tot alles wat in die een is. Halleluja. Dankie dat jy kom luister dit vandag. Mag die Here jou seën. Kom volg ons op ons YouTube kanaal, Hendrik Witness. En as jy meer wil leer, kom na ons Telegram kanaal toe, Morning Star Friends. En daar kan ons jou baie meer leer oor jou identiteit in Christus. Halleluja. Amen.